Goeiemôre, good morning. Ons is by die halfpadmerk van die week en daar is 'n lekker lang naweek vir sommige wat wag. Nog een. Vandag gesels ons met Lorraine Olivier van Style en Make-up Effect oor hoe kleur jou voorkoms beïnvloed. Ons hoor meer oor Pretoria se gunsteling kuier- en koopfees. Tierlang tuintjies. Arnold hoor wat F45 training se fiksheidstyl so uniek maak, saam met Reinhard Engelbrecht en Tafadzwa Mugodi. Piet Potma vertel ons meer oor Kudu, een van Suid-Afrika se eerste KI-toepassings, en Wilhelm van der Walt gesels oor sy rol in die bekroonde produksie Seun by die Atterbury Theater. Lekker sy wat op pad is, né? So een van die dae gaan ek in die teater toe. Asseblief, Ek sien asseblief. so uit daarna. Ek is kinderlik opgewonde. Nou ja, soos wat julle kan sien, is Pieter nou nie vandag hier by ons nie. Hy is so 'n bietjie met vakansie, maar hy het nie van ons vergeet nie en vir ons 'n video gestuur. Kom ons loer gou. Goeiemôre, good morning aan al my kollegas daar by die huis. Dis nou Elsa, Ras, Thuis, Annie. Jammer dat ek nie daar kon wees nie. Ek weet julle daarom julle lang naweek kon geniet. Ek het hom net so 'n bietjie kom verleng hier in die pragtige Vietnam. Ons is vandag hier so by Hang Lang Bay, een van die grootste aantreklike of toeriste aantreklikhede en besienswaardighede in Vietnam. Ek is jammer, maar ek gaan nou 'n lekker lang koffietjie drink. 'n Egg koffie spesiaal op julle. Want goeiemôre, dis 'n lekker middagie vanaand. Sien julle. Jo, Luister hier. Ek sê nou vir jou, hy het nie daai video geredigeer nie. Ek wil net eers daarmee begin. kyk hoe, hy het dit nie op sy foon geskiet nie. Dit lyk soos professionele. So waarmee is hy besig? Ai nee, Ek dink dit is 'n reisprogram. Oh my soul, kyk hoe lekker kyk hy. Dit lyk asof hy deel is van 'n fliek. Ja. Dit lyk so prentjie mooi. Nee, idyllies, idyllies. Some Pieter, people have all the luck. wat kan ons sê? Ons is nou maar net hier, chom. Ons is Maar hier, chom. baie dankie vir daai Ja. pragtige video. Ons is so 'n bietjie jaloers. Ons so bietjie. Maar moenie bekommerd wees nie, want ek het 'n plan gemaak. Ek Okay. gaan nou uitvind waar ek Hieroor wil ek graag meer uitvind. So berigte dat die sjokoladeverskaffer Beyers Chocolates, wat die gewilde Chuckles sjokolade aan Woolworths verskaf, gelikwideer word, het wye reaksie uitgelok. Die bekommernis dat die verskaffing van Chuckles deur die likwidasie geraak sal word, het tot speelse paniek gelei. Die DA-leier Jordan Hill-Lewis het skertsend op sosiale media gevra dat president Cyril Ramaphosa moet ingryp om Chuckles te red. Maar Woolies het vinnig gereageer en die publiek gerusgestel dat Chuckles nêrens heen gaan nie. Daar is geen tekort of produksieprobleme nie, alles is onder beheer, hoewel daar 'n dispuut met die verskaffer is, sê Woolies. Hulle sjokolade bly beskikbaar en van dieselfde gehalte. So weet jy wat, ek was maar ook 'n bietjie bekommerd geweest. Ja. En toe reken ek, weet jy wat, kom ek kry maar vir ons 'n pakkie vir vanoggend, né? Asseblief, ja. Chuckles vir ontbyt. Asseblief. Sal ek vir ons Hoe dan oopmaak? nou anders, ja. So, dit is net vir my altyd interessant om te sien hoe sommige dinge dadelik dankie. reaksie Ja. uitlok, né? Die mense is soos baie geheg aan goedjies waarvan hulle hou, veral as dit kom by lekkernye en sulke tipe produkte. Ons het eintlik 'n paar weke terug op my radioprogram gepraat oor die feit dat Quality Streets nie meer plaaslik in Suid-Afrika vervaardig gaan word nie vanaf verlede jaar Desember. So mense soos nou wat van die Quality Street, so ek kan dink dat mense 'n bietjie up in arms is oor die Chuckles, maar Woolies het gesê it's not a problem. Ja. Ek dink dit is die belangrikste daarvan. Ek dink altyd so terug aan produkte, veral wanneer dit kom by, jy weet, lekker goed, sjokolade en so. En ek weet nie, as jy nou so terugdink, jy weet, of daar 'n paar is wat vir jou uitstaan nie, maar vir my sal dit definitief wees, daar was 'n Time Out sjokolade gewees, 2 stafies, dit was heerlik. Dan Ja. was daar ook Holy Molies. O ja, dan het hulle so op jou vingers gesit. Ja. En dan eet jy maar die holy moly Dit van was die my vingers af. baie lekker. Die hartseerste 2 vir my is ook in die sjokoladelym. Tempo en Inside Story. Onthou die Inside Story sjokolade, dit was so 'n like truffle type ding en die Tempo was so biscuity with a toffee. Ooh, dit was Baie baie lekker. Ja. Nee, maar dit is altyd hartseer. Ek dink vir my is dit ook altyd net 'n ding van dit voel soms wanneer iets werklik gewild is, jy weet, dan word dit soms van die mark afgehaal. Ja. Maar in hierdie geval hoef jy bekommerd te wees nie. Die Chuckles gaan nêrens heen nie. Die Chuckles gaan nêrens heen nie en ons hoop maar dat die dispuut tussen Woolies en Beyers sjokolade maar op 'n goeie manier uitwerk. Meta,
is quietly testing a new paid tier of WhatsApp. It's called WhatsApp Plus. This optional subscription offers extra features like more pinned chats, custom themes or layouts and emojis, better organization of contacts and groups, unique notifications and sounds. The basic WhatsApp will still be free, but this move shows that Meta is starting to shift away from the idea that WhatsApp is completely free. Experts say this is likely just the beginning and that more advanced features could in future be placed behind a paywall. The bigger picture is that Meta is looking for new ways to generate revenue rather than relying solely on advertising. Daar 'n lysie van goedjies wat die upgrade nou gaan bied. Why? I'm not going to pay just because I can pin more chats. I don't think I've got one chat that's pinned in my life. I don't need a custom theme or a layout. My contacts is my contacts, die groups is maar die groups. En hoekom wil ek nou hê daar moet nou unique notifications en klankies wees? My phone is altyd op silent. This is the biggest waste of money I've ever seen in my life. Sure. Daar het jy dit. Daar, wat kan ek nou anders sê? Like, why would you do that? Nee, ek verstaan dit ook nie. Ek dink wanneer dit kom by iets soos 'n chat wat gepin word, wat is dit is mos gewoonlik 3. Jy kan 3 pin, Ek dink so, ja. Ek dink een is by my gepin. Is dit die goeiemôre? Is dit myne? Dis joune. Dis net joune. Dankie. Nee, dankie. maar ek meen dit is vir my, ek weet nie hoekom sal jy dan nou meer wil pin nie, want wat is dan die pin daarvan? Presies, né? Archive dan maar net die Ja, res. Jy weet ja. sodat jy die belangrikste gesprekke daar oop het. My ding is ook, né, as ek wel ekstra gaan betaal vir WhatsApp, die feature wat ek graag sal wil hê is, if I don't have your number, you cannot WhatsApp call me. You cannot WhatsApp call me. Like, people will WhatsApp call you and you have no idea who they are. And it's like, okay, my Truecaller kan nou nie vir my uitfigure wie dit is nie, want dit is nou 'n WhatsApp oproep. Nee. Hoe gereeld Don't- gebeur dit met Weet jou? jy te gereeld? I don't like it. I really don't like it. We are not on that level. Bel my op die foonlyn. Moenie my bel op 'n WhatsApp call nie. Dit is vir my, en mense sê nee, maar 'n oproep is 'n oproep. Nee. 'n WhatsApp call is a privilege. To me. Kyk, hier is vanoggend streng beleid wat hier uiteengesit word. Ek is nou te bang om 'n WhatsApp boodskap vir Nee, ons te kyk stuur. jouself. Ons chat is aangepin. Jy's fine. Weet jy? Ja, nee, ons moes geweet het hier kom 'n Nee, moeilikheid net hier- met die girls. Hier kom 'n opstel. sterk opinie. Is die chuckles? Geniet die dit is die chuckles en dan chuckle ons lekker saam ook na aanleiding van alles wat hier kwyt geraak word. Nee, so moenie vir Ross WhatsApp call nie asseblief. As jy nie my Vra nommer baie het nie. mooi. Ja, maak As seker ek nie jy jou is op nommer daai het nie. vlak. Goed, maar ons gaan nou verder gesels. Intussen wil ek jou net daarvan vertel dat Crème Classique die bekostigbare velsorgreeks vir alle veltipes is en alle ouderdomme. En dis beskikbaar by uitgesoekte discounts en onafhanklike apteke, Takealot of aanlyn by Crème Classique. Nou 2 kykers kan elk 'n Crème Classique geskenkpak ter waarde van R2800 wen. Skandeer net die QR-kode hier om op Facebook en Instagram in te skryf. Nou bly ingeskakel want ons is net hierna weer terug. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant.
Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Het jy al ooit 'n nuwe hemp aangetrek en die hele dag gehoor hoe mooi dit lyk en dat dit definitief jou kleur is? Nou vandag gesels ons met Lorraine Olivier van Style and Make-up Effect oor hoekom kleur so 'n groot rol speel in jou voorkoms en hoe dit die manier waarop mense jou sien kan beïnvloed. Lorraine, dit is vir my en vir Ross so groot voorreg om uiteindelik weer saam met jou te kan gesels. Dit is, nee, ek wil sê, goeiemôre en welkom, maar sy is altyd voor ons hier, want sy is die rede hoekom ons elke oggend so mooi lyk. Dank julle. Hoe bedoel mense wanneer hulle sê dat kleur jou hele voorkoms kan transformeer? Wat is dit? Ek dink as ek daai kan opsom, partykeer lyk 'n look net perfect. En partykeer voel jy die hele dag, iets is net af. Jy weet nie regtig wat nie, want jou hare is perfek, jou make-up is mooi, jou toppie is mooi, maar dis nie die regte shade vir by jou veltoon nie. So ek dink daai is nogal belangrik om die regte kleur by jou gesig te dra, want anders gaan iets net nie reg lyk nie. Ja. So ek dink dit is dan veilig om te sê dat sommige kleure net goed lyk by sommige mense, maar miskien kan jy dan nou 'n bietjie meer uitbrei oor wat die redes daarvoor is. Ja, dit gaan alles uit die ondertoon van ons velle. So ons het 'n warm of 'n koel ondertoon of ons het 'n neutrale ondertoon. So 'n neutrale ondertoon kan nogal na albei kante te gaan, waar jou koel ondertoon sal eerder meer jou koel kleure dra en jou warm ondertoon sal meer jou warm kleure dra. Lorraine, jy werk al meer as 'n jaar met my en Elsa se gesigte. Ek is al amper 20 jaar in hierdie bedryf. I still don't know what my undertone is. Ek het nie 'n idee nie. Kan jy vir ons gou vertel wat jy sal sê ons ondertone is? Ja, so jy's baie meer 'n neutral en Elsa is 'n koel ondertoon. So Elsa se oë is ook bietjie meer warm, maar haar hare is koel. So jy gaan eintlik altyd na jou ondertoon kyk, maar ook na jou vel, en dan ook na jou oë en jou haarkleur, jou natuurlike haarkleur. En daardeur kan jy nou gaan, en as jy sê jy's koel of warm, dan gaan dit nou eintlik nog bietjie verder en dan kan jy koel muted wees, jy kan koel soft wees, jy kan koel kleur wees. So ja, dan is daar nou weer bietjie meer, maar daarvoor moet jy gaan vir 'n konsultasie en dat iemand jou drape en sien wat se kleure werk die beste. Klink vir my ingewikkeld. So watter kleure sal vir 'n warm ondertoon werk? As ek dink aan warm, dan dink ek altyd aan die son of 'n sunset of jy dink aan 'n vuur. So gaan altyd na daai kleure toe. Enige iets met 'n oranje ondertoon werk goed vir warm ondertone. Kleure soos terracotta, burnt orange, jou goue shades. So jy kan altyd gaan met enige iets wat jy sien wat 'n oranje ondertoon het. Ons praat nou 'n bietjie uit die huis uit, maar vanoggend het Elsa gesê hierdie is haar kleur. Dis definitief. Lorraine het besluit hierdie is my kleur. Sy noem dit Elsa se kleur. Elsa se kleur. Hoekom is hierdie kleur so goed by Elsa se gelaatstrekke en Elsa se ondertone? Want dit is 'n definitiewe koel kleur. Ja. Jy sien geen warm kleure as jy na daai kyk nie. Jy kan self sien hy het 'n silwer knoopie by. So hulle het baie mooi gedink toe hulle hom gemaak het. Hulle het seker gemaak dit bly in die cool shades en jou cool kleure gaan ook altyd jou silwer juwele dra. So ons gaan altyd met cool kleure gaan jy nou weer meer gaan na enigiets met 'n pink of 'n blou ondertoon. So jy gaan kyk na jou perse, jou mauve, jou wynrooi, enige wynkleure. Alhoewel ons wyn in die winter drink, jy rooi wyn, maar jy gaan vir jou cool kleure, enigiets met pink aantoon of blou natuurlik. Goed, maar nou wil ek die fokus vir 'n oomblik verplaas na Ross se kant toe. Is sy nou met ander woorde gelukkig deur met min of meer enigiets te kan wegkom?
Ja, neutral kan albei kante toe oorhang. So dit maak dit nogal maklik, want jy weet mos ons sit jou in enige kleur en jy lyk altyd mooi in enige kleur. So dit help nogal baie stileerder om te weet, okay, ek kan eintlik maar bietjie speel. Ja, nie net mooi nie, stunning. Sy lyk altyd stunning. Julle is te oulik so vroeg in die oggend, maar is dit eintlik dalk soms not a blessing but a curse to have too much that you can choose from, dat daar amper nie soos 'n signature kleur is wat ek moet dra nie. Ek dink dis 'n blessing. Ja. Want as jy lus is vir silwer, dan doen jy silwer. As jy lus is vir goud, dan gaan jy bietjie meer oor na die goud toe. Ja. Goed, nou wil ek so 'n bietjie ook gesels oor iets soos gremering. Hoe kan mense gremering gebruik of aanwend om hulle voorkoms te verbeter, veral wanneer 'n mens nou kyk na kleur spesifiek? As jy dink aan lipstick en blosser, gaan jy altyd gaan na jou ondertoon toe. So ons is nogal natuurlik aangetrokke na die kleure toe wat ons eintlik veronderstel is om te dra. So as jy kyk na, as jy wil begin speel, dra verskillende kleure en gaan kry toetsertjies en sit 'n warm blosser aan en sit 'n koel blosser aan en kyk watter werk die beste vir jou. Maar daar's ook maklike maniere vir mense om te toets of is jy warm of koud, want nie almal kan noodwendig by 'n kleurkonsultant uitkom nie. So jy kan kyk na jou are. As jou are groen is, dan weet jy het 'n warm ondertoon, want dan beteken dit jy's geel bo oor jou blou are, so dan gaan dit warm wees. Maar as jou are blou of pers is, dan is dit 'n koel ondertoon. So daai is 'n baie maklike manier vir mense om self te toets. En dan ook wat pas die beste by jou, goud of silwer juwele. En dan ook 'n baie maklike manier vir mense, vir kykers om by die huis te toets is lyk 'n wit hempie of 'n cream hempie die beste by jou. So as jy daai twee kan sien, dan weet jy klaar jy's val 'n bietjie meer in die warm of jy val bietjie meer in die koel undertones. Ja. Maak dit regtig saak vir mense en maak dit 'n groot verskil om die regte kleur te gebruik vir jou vel? Definitief. As jy die regte kleur het, dan gaan alles net in harmonie wees. Jou oë, alles gaan net mooi lyk. Maar as jy die verkeerde kleur gaan kies, dan gaan die donker kringe onder jou oë makliker wys. Jy gaan meer merkies op jou vel wys en alles, jy gaan moeg lyk. Maar as jy die regte kleur het, dan gaan dit amper soos 'n filter lyk. Alles gaan net mooi met mekaar inblend. En wat sê jy sê is die grootste foute wat mense maak, jy weet, wanneer dit by so iets kom? Want ek dink byvoorbeeld, 'n mens is baie geneig, jy sê nou, 'n mens hou gewoonlik, jy is meer aangetrokke tot die klere wat die beste by jou gaan pas. Maar ek dink in sommige gevalle is daar seker mense wat hou van 'n spesifieke kleur en dan voel maar hulle kan waarskynlik daarmee wegkom as hulle dit dra ook, net omdat dit hulle gunsteling kleur is. Jy kan definitief daarmee wegkom. Ek dink as jy hou van 'n spesifieke kleur, doen dit, ek sê altyd at the bottom. So dra dan jou favourite kleur in 'n broek of 'n romp of 'n rokkie en dan dra net die regte kleur sjerp byvoorbeeld of die regte kleur hempie of baadjie bo-oor en maak seker jou gremering is dan die regte kleure. So ja, jy kan definitief daarmee wegkom as jy mooi met jou outfits kan speel. Maar dit geld dan ook vir tendense wat kom en gaan. Dalk is dit nou neon wat hierdie seisoen in is of blou of wat ook al en jy's dalk 'n warm persoon, so blou is nie regtig jou ding nie. So dan kan jy maar met jou bykomstighede en klein goedjies maar net byvoeg. Ja, jy kan definitief met jou bykomstighede speel met jou trends en met jou klere as dit nie noodwendig jou klere is nie. Ek meen neon kom nie in warm klere nie. Ek het even oranje en neon is 'n cool kleur. So ja, jy kan definitief dan meer met ander goed, jou handsak of 'n hoed of so iets naby jou gesig speel. Goed, so wat as jy nou dalk so 1 of 2 wenke, ek weet jy het nou gesê mens moet speel met die kleure, maar as jy dalk so 1 of 2 wenke met ons kykers kon deel, wat sal jy uitsonder? Ek sê hou dit eenvoudig. Moenie dit overthink nie. As jy kan sien 'n kleur het 'n pink undertone en jy weet jy is 'n warm undertone, dan bly eerder net weg van daai af. Ja, dit klink vir my na baie goeie wenke. Gelukkig het ons vir haar. Presies. Ons is baie gelukkig. Lorraine, waar kan mense meer inligting kry? Waar kan hulle jou volg en dalk hierdie tipe wenke ook kry?
Ons het 'n Facebook page, Style Make-up Effect, en ons Instagram is ook Style Make-up Effect. Baie dankie. Lorraine, baie dankie. Ek is so bly jy het al hierdie inligting vanoggend met ons gedeel, want nou weet ek, die feit dat ek hou van 'n nude pink op my lippe, dit is Maak alles sin. is dit maak vir my sin. Dis net jou kleur. Ja, dis nie met my streng nie. Goed, maar beslis iets om in gedagte te hou wanneer jy jou kas nou oopmaak. Intussen kan jy ingeskakel bly want Arnold gesels net na die breek oor 'n nuwe manier om fiks te word. Jy's by Goeiemôre Good Morning. Maak ook seker jy gaan volg ons op alle sosiale media platforms om op hoogte van sake op skerm en agter die skerm te bly. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Live in the moment, not in the worry. With comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Goeiemôre, good morning. Ek is Arnold Geerts en dis sporttyd. As jy dink fiks word beteken ure lank oefen, kan jy weer dink. Vandag gaan ons 'n bietjie leer oor 'n nuwe manier van oefen. F45 training is 'n vinnige, hoë energie fiksheidstyl wat wêreldwyd bekendheid bou. Ons gesels nou met Reinhard Engelbreg en Tefanso Mgodi van F45 Training Waterkloof om te hoor wat die oefenstyl so uniek maak. Gentlemen, thank you for your time. Really nice to have you with us. Thank you very much. Reinhard, vertel vir ons, waar kom die ding vandaan? Hoe dit begin? Okay, so F45 kom eintlik van oorsee af. So ons almal ken ons ou tydse gyms waar jy instap en ons nou equipment, ons kardiomasjiene en almal moet hulle eie ding doen. Nou F45 vat al daai en gooi dit uit die venster uit. So as jy instap, hopelik nie regtig nie. Nie regtig nie. So as jy instap, is die hele workout vir jou uitgelê. Daar is TV's wat presies vir jou wys wat om te doen. Ons sê vir jou hoe lank jy moet oefen, wanneer jy moet rus, alles. Daar's 2 trainers op die vloer alle tyd wat vir jou wys hoe om te oefen. Seker te maak ook jy kry nie seer wanneer jy oefen nie. Maar dis so 'n groot ding. Jy weet mense loop in en dan weet nie hoe om wat om te doen nie. Ja. So die trainers is daar om seker te maak jy is altyd 100%. That's why I'm interested to know how does the training actually work? Is it body weight centered? No, 100% not. So we have 5,000 workouts that we pick from every single day. 5,000. Over 5,000. Wow. So it is great. So we have 2 days of hybrid workouts where it is a mix of cardio and strength. In those days, we have body weight exercises and we also have a whole lot of strength machines that we use. We have dumbbells, we have racks, we have we have benches and the works. And then we also have 3 days of strength training. So that's where we focus on actually hitting the muscle, building your strength. We do deadlifts. We actually go quite heavy. And then we have 2 days of cardio. So that's when now we bring the machines in the rowers, the ski ergs,
the bikes and the works. Cardio is natuurlik 'n ding wat ek dink 'n hele paar mense nie regtig hard aan werk nie, want dis die moeilikste van die hele lot. Dis maklik om in die gym in te gaan en te gaan gewigte rondgooi en dis meer, maar cardio is iets wat baie mense bietjie wegskuif nie waar nie. Presies, cardio mense hou nie van nie, want dit klink net erg. Hoekom mense van hou nie is, jy gaan by 'n gym en jy staan op die treadmill en jy doen net nou cardio. F45, dis lekker. Jy weet, dis met jou vriende, daar's musiek wat speel. Ons maak dit regtig engaging met die mense. So mense, dis snaaks, ons sien meer mense op die cardio daar as op die strength daar. Dis interessant. Dis regtig lekker vir die mense. En dit oefen jou hart. Dis die belangrikste spier wat jy het. Tuurlik, ja. Give me 1 or 2 cardio workouts that you guys prescribe to people. Let's say I'm a runner and I'd like to get some more cardio into my program in the gym. What would you suggest? So we actually have a training app called F45 Training. So on that app, it creates a running program for you based on your timeline where you want to, either you want to do a race or whatever. So it gives you a timeline. It creates a very good program for you on that, and then you send it just to your phone, and then you move from there. That's absolutely amazing. Yeah. So the app is called F45. F45 Training, Okay, yes. terrific. I'll go look out for that as well. Sure. How hard is it to get someone who's never been in a gym before and you put them in? Because some of my mates get totally intimidated when you say, well, go to the gym. What do you do? Of course. So that's what makes F45 so nice. If you go to a gym, look here, gyms are great. Even myself, I still train at a gym because I do enjoy every now and being my own head space, doing my own thing. But most people, if they walk into a gym, they don't know what to do. And they don't know where to go, they don't know how many sets to do, what weight to use, what equipment to use, and how long should they be there, how long should they rest. They should also do a warm-up, they should do a cool-down. You know, all these things. F45, that's what makes F45 so fun. When you show up, we show you exactly what to do. We teach you, we educate you. We want to make sure that if you're with F45 for 6 months or a year, you can actually leave F45 and be like, you know what, I can go and do my own thing now because I kind of had a better understanding. And that's what is so amazing about training at F45. And what sort of people do you have coming? What is the aim for most people who sign up to F45? You would be very surprised. We have triathletes. I'm a triathlete myself, Reynard is. Right. We have... So Ironman, in other words. Yes, Okay. 100%. We have a lot of runners. We have people that are just there for lifestyle. And then we also have a lot of people that play squash. So we have varied people that come in, and age groups, and high rocks. I was going to say high rocks is obviously, that must have been a big boost for your business. Yes, so F45 is actually the worldwide fitness partner with High Rocks. Right, okay. So each country has a local partner, but we are the worldwide fitness partner, which makes it really nice. And where did it originally begin? It started in Australia in 2013. So the Australians have got something right. 100%. So then it just started branching out, and then HQ is actually surprising in the States. Okay. But it's been booming since 2013, and it keeps on growing. Wat vir my verbasend is as mens gimnasium toe gaan deesdae, jy kan soveel meer spesifiek wees met sekere spiergroepe as wat mens ooit van tevore kan wees. Dink jy ons kan nog verbeter wat dit aanbetref? Ek dink ons kan altyd verbeter. Ek dink ons kan altyd meer leer. Ding is, as jy kyk na die fiksheid industrie, hy groei net, hy word net groter. As jy by 'n Dis-Chem instap, daar's net soveel proteïen en pre-workouts en mense wil gesond word en mense wil ook leer. Dis wat lekker is van F45. Is om ons te kom, ons wil jou educate. Ons wil dat jy weet wat gaan aan. Ons wil net jy inkom en dan oefen en huis toe gaan nie. Leer oor die oefeninge, leer oor gesondheid, leer oor beweging en ook seker maak dat jy doen wat beste is vir jou. I'm not suggesting that you guys are pharmacists, but if someone says to you, listen, the new craze for recovery is creatine, like we all know there's a big drive with a newer creatine that's come out. What do you guys suggest one does in that regard? So we actually always educate people about supplementation. We do proper research about it ourselves so that we can give proper information to our clientele. But if it's out of our scope of practice, then I'd rather not. Yeah, of because course. it usually has repercussions to it. But as far as supplements are concerned, they are basics, you know, pre-workout, protein for recovery, creatine, amino acids. So things like that, we educate our clients. So we actually do at times where we do workshops where we bring clientele in and then we just educate them on that. We also created an ebook for ourselves, for our clients, that we give them that tells them about just nutrition, supplementation, the works. That is very, very clever. Yeah. Where do you see it going in the future? How do you think it's going to do? Well, let me say this. Let me ask you this. In 10 years' time from now, waar sal jy F45 sien en vir julle?
Axel F45 sien baie groter in die land, meer studios. So ons is op hierdie oomblik soos 25 studios in die land. As jy kyk na die afgelope 3 jaar, het ons omtrent 5 studios elke maand oopgemaak. So in 10 jaar van nou sien ek 'n F45 in elke klein stad hoor. Okay. Soos in 'n Nelspruit, in 'n Bloemfontein. Ja. Want mense wil fiks word en mense wil oefen. Ons sien dit. Mense weet net nie wat om te doen nie of waar om te begin nie. En dis hoekom baie keer mense net sê ek sal liewer nie gaan nie want ek is skaam by die gym. So kom F45 toe. Laat daar die trainers, so staff hierso. Hulle help jou, hulle wys jou wat om te doen. If you find someone new that rocks up for the first time and they've never been in a gym, how hard is it to get them to kind of get going? So it's actually very simple because normally we just ask, okay, your injuries and the works, we partner them up with someone because it's group training. So we partner them up with someone that's been there for a while and then they guide each other so that they're comfortable. And then we just work on improving their form, 100%. Gentlemen, thank you so much for coming in. Really lucky to have had you here. for Best of having luck with the F45. Hope it goes well. Thank you so much. Jou gesondheid verdien kwaliteit wat jy kan vertrou. Met Gulf Drug Company kry jy bekostigbare noodsaaklike medisyne vir die hele gesin, van pynverligting tot vitamiene en sommer veel meer. Gulf Drug Company fokus op hoë kwaliteit en internasionale standaarde sodat jy met gemoedsrus kan kies. Besoek gulfdrug.co.za vandag om meer van pynblok te ontdek en neem beheer van jou gesondheid. Gulf Drug Company, kwaliteitsorg elke dag. Bly presies waar jy is, want net hierna hoor ons oor meer kunsmatige intelligensie toepassing in Afrikaans. Ek dink sy naam is Kudu, maar dis nie die Kudu waaraan jy dink nie. Dis net hierna terug. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en ry slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Kudu is een van die eerste volwaardige KI-toepassings in Afrikaans en bring alles van kletsfunksies en nuus tot opvoedkundige hulpmiddels op een platform bymekaar. Ons gesels nou met die stigter van Kudu, Piet Botma, om meer uit te vind. Baie welkom hier by ons. Baie dankie, is lekker om hier te wees. Luister, ek dink dit is 'n baie opwindende konsep, maar wat presies is Kudu en hoe het die idee vir hierdie toepassing ontstaan? Kudu is basies 'n Afrikaanse super-app. Jy kan dink daaraan as 'n ChatGPT in Afrikaans, maar ons het verskriklik baie ander hulpmiddels bygesit. So die hoe kan ek sê die core funksie is KI klets, maar die hele idee agter dit is om dit maklik te maak vir nie tegniese mense wat kan
basies iets insit en dan kom iets aan die ander kant uit wat hulle wil hê. Ja. So waarom kudu? Ek bedoel die naam kudu. Dis lekker Afrikaans, né? Ja, dit Dis sê lekker. Dis een van my gunsteling diere, dis 'n sterk dier, dis 'n glansryke dier en hy kan oor enige heining spring wat voor hom gesit word. Kyk nou net daar, dis vir my baie kreatief. Nou goed, mense hoor baie van groot taalmodelle en KI-stelsels. So ek dink die groot vraag is, werk kudu met behulp van dieselfde beginsels, jy weet? Ja, so ons het basies 'n harnas gebou bo op 'n groot model. Ek meen dit gaan miljoene rande kos om jou eie model te leer. So ons gebruik die bekende modelle wat oral in die wêreld jy weet die bestes is. En wat lekker is van kudu is dat sodra daar 'n beter model uitkom, dan sit ons net ons harnas wat klaar gebou is bo op die model en daar het jy weer die beste model. Ja. En hoe word, jy weet, kunsmatige intelligensie deur middel van kudu dan, ek wil amper al sê gestruktureer? Praat jy van die taal of van die Van die, ek dink net die hele beginsel rakende hierdie spesifieke model. Ja. So ja, jy kan vir ons verduidelik want ek weet hierdie is Grieks vir my. So ek het AI of KI begin gebruik baie aan die begin. Ek het begin programmeer voor KI daar was. Ja. So ons het aangesukkel, jy weet, op internetforums as ons probleme gehad het, ons kon nie net vinnig iets gaan soek het nie. En soos wat ek ChatGPT en Claude en Gemini gebruik het, het ek begin notas maak van al die foute wat hulle in Afrikaans maak. So alhoewel hulle kan Afrikaans praat, maar hulle pas baie Engelse of Duitse logika toe in die taal. Ja. So dan sal jy sien, dan is daar woorde wat dalk, want kyk, hulle voorspel wat volgende moet kom, né, die model. Ja. So hy gaan partykeer dan 'n ander woord voor 'n ander woord sit wat nie daar moet wees nie. Ja. So ek het al daai reëls, jy weet, as 'n harnas gaan bou vir kudu wat bo op daai model is en dit is basies die model se reëls wat hy moet volg. Hy weet presies in watse Afrikaanse reëls en hoe hy moet praat. Ja. Dis baie goed om dit te hoor want ek dink veral wanneer dit kom by iets soos vertaling. 'n Mens hoor baie keer dat mense nogal baie te sê het oor die feit dat dit 'n anglisisme is of dat dit nie sin maak nie. Precies, so dit klink my of dit dalk 'n bietjie meer gevorderd is. Presies, ja, dit is presies dit en ek moet daarom sê dit is jy weet as ek vir mense vertel van kudu dan sê hulle maar hoekom, jy weet in Afrikaans, ChatGPT praat Afrikaans. Ja. En dan gewoonlik so 'n week later dan sal hulle my bel en sê ons okay. verstaan. Ja. So. Goed, so wat sê maak kudu so uniek in vergelyking met ander KI-toepassings wat mense alreeds ken? Ek dink die maklikheid daarvan om dit te gebruik. En jy weet, soos byvoorbeeld, ek gaan nou net 'n voorbeeld noem, sê nou maar met gesondheid. Jy kan vinnig gou daarin gaan. Jy kan sê jy wil 'n eetplan hê, jy kan kies tussen 5 of 6 opsies en jy druk dit knoppie en jy kry 'n eetplan. En jy kry jou inkopieslys. Verstaan? So dit maak dit verskriklik maklik. Wat ons gedoen het is toe ons kudu gelaunch het, dit was in einde Januarie gewees. Na so maand en 'n half het ons die al die kletse geanaliseer en ons het gekyk basies waarvoor die mense die meeste vra. Jy weet, maak vir my 'n oefenplan, maak vir my 'n eetplan, berei vir my 'n preek voor. Verstaan, sulke tipe goed. En ek het gaan funksies uitbou waar dit outomaties gebeur. So jy kan net insit, ek soek 'n eetplan vir dit en dan kry jy die eetplan. Jy kan byvoorbeeld met die preekvoorbereiding, ons het dominees wat dit gebruik. En jy kan byvoorbeeld insit dis vir 'n begrafnis of is vir 'n troue of die boodskap moet oor dit gaan. Dan gaan hy vir jou 'n Bybelversie kry waaroor die preek gaan en hy gaan die preek vir jou mooi uiteensit en jy kry dit in sekondes, ja. Nou, ek bedoel, dit wil vir my voorkom asof hierdie toepassing nogal heelwat funksies bied. Jy weet, van KI klets tot 'n fotostudio en dan ook nuus, het ek gesien wat vir my nogal interessant is. Ja. So, watter daarvan is die gewildste onder die gebruikers wat alreeds kudu gebruik? Kudu, die klets is die gewildste, want dit is basies die hooffunksie. Maar wat ek nou gesien het is die gesondheid. Oefenplanne, eetplanne veral. Mense jy kan jou kalorieë trek, jy kan jou gewig trek. So mense gebruik dit elke liewe dag. Ja. En dan die nuusbrokkies verfris elke 3 ure. So ons het 'n AI agent of 'n bot
wat elke 3 ure gaan soek na die nuus. Hy sit dit om in 'n opskrif en net 'n kort beskrywing, nie 'n hele volle berig nie. So jy bly op hoogte. En dan een van my gunstelinge is die daaglikse brood. So dit is elke oggend, ek dink 6:00, dan is daar 'n nuwe Bybelversie met 'n boodskapie vir jou. So jy het nie 'n dagboek nodig wat jy weet elke dag hoef deur te blaai nie. Dis op die app. Jy kan die Bybelversie lees, die boodskap lees en dit is gedoen, ja. En weer eens alles waarna jy nou verwys in Afrikaans. Ek dink dit is juis wat so uitstaan van hierdie spesifieke KI model. Nou julle begin dit nou ook implementeer of vir skole daarvan vertel en so aan. Ja, so as daar enige skole is, jy kan my kontak op hello@kudu.app. En ons gaan dit vir die eerste 50 skole gratis aanbied. So die onderwysers en die leerders kan dit gebruik. Daar is Kudu Leer wat vir leerders is waar jy verskillende tegnieke het van studiemetodes het. Byvoorbeeld as ek net vinnig gaan op die Feynman tegniek. Dit is waar jy basies, jy kan soos 'n onderwerp intik of 'n PDF oplaai of 'n foto van jou boek neem wat jy oplaai. Hy analiseer dit, jy verduidelik dan vir die KI waaroor dit gaan, jy weet, en hy kom dan terug na jou en sê vir jou, okay, jy ken die dele goed, jy ken die dele nie goed nie, jy moet fokus op dit, gaan leer dit. Dit is wat vir my baie nice is. Ek dink ek sou dit gelike het om so iets op skool te hê. So dis 'n hulpmiddel. Ja, presies. En dan vir onderwysers is daar goed soos byvoorbeeld om 'n lesplan te maak, jy weet, lesse te beplan, werkkaarte te maak. Hoe kan ek dis is eindeloos, jy weet, die wêreld is ons oester. Dit wil vir my voorkom asof dinge nou eenvoudig net te maklik word, Piet. Maar goed, waar kan ons kykers, jy weet, hoe kan hulle Kudu in die hande kry of toegang tot Kudu kry? Dit is op die Apple App Store en die Google Play Store. Jy kan net soek vir Kudu, K-O-E-D-O-E, of jy kan op ons webwerf gaan kudu.app. En dan net laastens, in 'n paar sekondes, wat sê is een van die grootste uitdagings om so iets in Suid-Afrika te ontwikkel? Om mense te kry om dit te gebruik. Ons was gelukkig, ons staan nou op net so 7000 gebruikers. Maar dit is moeilik om vir iemand te verduidelik sonder dat hulle dit gebruik wat dit werklik is. Ja. So nou maak jy almal net nuuskierig. Baie dankie dat jy vanoggend by ons kom kuier het. Ja, en baie sterkte ook met die res van die ontwikkeling van hierdie platform. Baie dankie. Ja, ons sit elke week nuwe goed by, soos wat ons, jy weet, versoeke kry en ons doel is net om almal se lewe so maklik as moontlik te maak. Nou maar ja, baie dankie. Bly ingeskakel want ons is net hierna weer terug en terwyl jy net tyd het, gaan maak sommer 'n draai en kyk so 'n bietjie waaroor presies Kudu alles gaan. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen?
Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Jy kyk, goeiemôre, good morning. Hoe word 'n seun 'n man? Dit is een van die groot vrae wat sentraal staan in die bekroonde produksie Seun, wat tans by die Atterbury Theater te sien is, gebaseer op Dana Snyman se memoirs met verskeie pryse onder sy beld en sterk reaksie van gehore. Gesels ons nou met die akteur wat die storie op die verhoog lewendig maak, Willem van der Walt. Baie welkom by Goeiemôre, good morning Willem. Dankie Roos, lekker om hier te wees. Die storie is natuurlik gebaseer op Dana Snyman se memoir. Hoe moeilik was dit vir jou om daai te kan, ek weet nie, verwerklik op die verhoog? Ja, so dit was 'n proses, jy weet. Ek is die rol aangebied en dit was verskriklik vreesaanjaend want ek was nog nooit in 'n one-man show nie, jy weet, en ek het net besef ek moet die regte span bymekaar kry en die persoon wat die boek verwerk het, Johan Smit, is ook baie begaafd, jy weet, en hy het dit verwerk na die verhoog toe van die boek af en die regisseur was Nico Skeepers, wat ook 'n genie is, jy weet, en so ek het die regte span gehad en deur almal saam te laat, jy weet, ons het almal so saamgewerk net om hierdie ding lewe te gee en dit het dit definitief makliker gemaak om toe nou Dana se storie te kon vertel en lewe te kon gee voor, ja. Soos jy nou gesê het, dit is 'n een-persoon vertoning. Wat is van die grootste uitdagings om 'n one-man show uit te voer op die verhoog? Ja, nee, dit is definitief 'n uitdaging want jy weet, ek doen hier ook nou al 'n rukkie en ek is so gewoond aan mede-akteurs saam met my op die verhoog, jy weet, en daar was oomblikke wat ek gegaan het, jy weet, gaan iemand my nou join hier op die verhoog, maar dit niemand kom op nie. Waar is almal? Iemand arriveer saam met my nie. Maar ja, so die uitdaging is maar dis 'n alleen proses, jy weet, dis maar jy en jou regisseur in 'n vertrek wat dit moet uitfigure hoe ons die storie gaan vertel, maar op die einde dan moet ek nou op die verhoog stap, jy weet, en dit doen. Maar ek moet sê, hoe lank met tyd, jy weet, word dit makliker en ek het net besef, ek speel 'n paar karakters en ek het besef, jy weet, daai karakters is saam op die verhoog eintlik. Ek's nie alleen nie, jy weet, so ja. Sjoe, dit is so 'n mooi perspektief. En die woorde natuurlik, baie woorde. Dis nogal, ja, dit is omtrent op so 'n goeie maand gevat om te leer en toe dit onder die knie is, toe kon ek en Nico nou begin werskaf aan hoe ons die storie gaan vertel. Maar ja, dit het maar ook 'n tydjie gevat, maar as hy in is hy in. Ja, so ja. Die stuk speel af in die 1980s, wat 'n baie spesifieke tyd in Suid-Afrika se geskiedenis is. Hoe moeilik was dit vir jou om daardeur te werk? Ja, dit is 'n interessante tyd want ek is in die 80s gebore, in die 80s en Dana se boek is so jy weet, vol, daar's soveel vleis in die boek in terme van daai tyd, jy weet, ek kon so baie put uit dit uit en om inligting te kry en ek is ook altyd fascineer oor die 80s en daai tyd in Suid-Afrika natuurlik, want ek was baie klein en ek kan min of meer alles onthou, maar nie alles verstaan noodwendig altyd nie, maar deur hierdie boek en die doen van hierdie stuk, het ek so baie geleer en net weer is ek teruggevat om te verstaan waardeur almal is, jy weet, en waardeur Dana natuurlik is, maar dit is definitief 'n baie onstuimige en interessante tyd in ons land gewees, ja. Het jy baie ekstra navorsing gedoen oor wat in hierdie tydperk gebeur het, of het jy maar net staat gemaak op die teks self en liewer die karakters uitgeflesh amper, as om nou al die geskiedkundige navorsing te gaan doen? Ja, soos ek sê, die boek was so dens met inligting, jy weet, en ek het die boek 'n paar keer gelees en daarna het soveel goed daarin gesit en dan is daar iets wat ek gewonder het oor, dan kon ek naslaan oor dit, oor verskillende, jy weet, terrorisme aanvalle en jy weet, hy was by 'n AWB saamtrek gewees en so daar was klomp goed wat in die boek gebeur het wat ek geweet het van, maar net nog meer leer van en toe ek kon dit definitief naslaan, ja. Sonder om te veel weg te gee oor die produksie, wat is vir jou 'n hoogtepunt wat uitstaan in die vertoning? Ja, dit is 'n ongelooflike storie. Dit is ek is net so, weet, natuurlik dankbaar dat ek dit kan doen, jy weet, maar Dana het vir jare met hierdie notas gesit, jy weet, en het nooit, jy weet, ek dink sy uitgewer het hom oortuig om dit uiteindelik te publiseer, jy weet, so dis baie hy was baie vulnerable om hierdie te kon skryf, jy weet, en so dat ek dit kan doen en lewe kan gee voor is regtig ongelooflik en ek het so baie geleer, jy weet, daar was die oorlog en daar was die army en daar was natuurlik die grens maar hierdie is bietjie die ander kant van dit, jy weet, dis
dis maar 'n underdog storie, Ja. weet, en 'n weet 'n seun wat moet uitvind hoe wat is 'n man en hoe om 'n man te word, en daar's soveel mense wat vir hom sê hoe om dit te doen, maar by einde van die dag is dit maar net selfaanvaarding wat hom 'n man maak, jy weet, maar hy moes deur soveel goed gaan om uit te vind wie is hy, jy weet, en wat maak van hom 'n man, jy weet, en ja. Die produksie het al by verskeie feeste gewys en soveel erkenning gekry in terme van toekennings en so voort. Is dit vir jou 'n verrassing dat mense en kritici dit so geniet om hierdie produksie te kyk? Ja, ek is baie bly natuurlik. Ek het ook geweet met iemand soos Nico Skeepers is ek in veilige hande, jy weet, hy Ja. is reg slim met so iets, jy weet, en veral met eenpersoonstukke Ja. om dit regtig op 'n kreatiewe manier oor te vertel. Maar ek dink baie mense vind aanklank met daai tyd in Suid-Afrika, en natuurlik, jy weet, daar's ook jong gehore wat kom kyk en wat dit regtig interessant vind om die reis van hierdie persoon te verken en te sien, jy weet, want hulle het nie geweet noodwendig jy weet, daar's die army natuurlik, maar daar's nie geweet daar's 'n psigiatriese eenheid waar daarna tyd moes spandeer nie, jy weet, en dan is dit 'n hele ander kant van die weermag, jy weet, wat niemand van weet nie, en natuurlik mense wat op die grens was, wat kom kyk, wat na die tyd vir my sê, hulle onthou ook nog die stories en hulle magsnommer en ou memories wat opkom, en ek dink mense gaan partykeer, jy weet, dan sê die mense nee, maar dit raak net 'n bietjie uitputtend om al die stories te hoor in toneelstukke of films, maar ek dink nie dit kan ooit genoeg wees nie, want daar's soveel mense nog wat nog nie daaroor praat nie, wat in die oorlog was nie, jy weet, en so ek dink hierdie is 'n goeie manier om die ander kant van die weermag te sien wat daarna deur is, Ja, dit is amper daai persoonlike aanslag wat mense dan hulle self kan sien en hoe hulle daardie ervaring ook gehad het. Ja, presies. So jou vertolking is natuurlik iets wat ook vir jou baie toekennings ingepalm het en so voort. Hoe hou jy die stuk vars? Want jy het dit nou al gedoen vir 'n rukkie. Dit was by verskeie feeste. Dis al nou 'n paar jaar wat jy aan die gang is hiermee. Ja. So hoe is dit vir jou as akteur om dit vars te hou? Ja, ek dink jy weet, geen vertoning is dieselfde nie, en ek doen dit nou al, ek dink ek's nou al jy weet, vanaand sal vertoning 29 wees op die 29ste April, jy weet, so is nogal spesiaal ook. Ja. So ek dink hoe meer jy dit doen, hoe meer gaan sit die stuk in jou, maar ek moet sê ek vind dit nog elke keer uitdagend, en ek op my tone, jy weet, ek dink as jy hier by vertoning 100 kom, dan kan mens dalk jy weet verveeld raak, maar ook nie, want jy moet dit regtig elke aand se ander gehoor en dit regtig lewendig hou, en ek vind nog op hierdie stadium is dit vir my asof ek dit die eerste keer weer doen, jy weet, so ja. Vir ons kykers wat die stuk wil kyk, dit is vanaand by die Fairtree Atterbury Theater. Waar kan hulle kaartjies kry, Willem? Ja, dis op die Fairtree Atterbury Theater se website, en dis ook op 'n website met die naam Seat Me. En dit speel vanaand 7:00 daarso, en daar's nog kaartjies oor, en ja, kom kyk na Dana se storie, ja. Willem, jy is ook natuurlik beskikbaar op sosiale media as mense jou wil volg en mense jou wil sien waarmee jy besig is. Waar kan hulle dit doen? Ek is op Facebook, Willem van der Walt, en op Instagram op Willem 888, ja. Willem, dit was so lekker om jou te kon sien vanoggend. Baie dankie dat jy vroeg by ons aangesluit het, en sterkte met die produksie. Dankie Roos, ja, baie dankie. Ja, dit is dan dit van Goeiemôre Good Morning se kant af. Ons gaan julle môre weer sien om 6:00 op Via. As jy enige iets gemis het, kan jy dit alles gaan kry op ons YouTube kanaal. Ons is ook op sosiale media beskikbaar by Goeiemôre Good Morning op Instagram en Facebook. As jy enigiets gemis het, kan jy daar opvang, en al die inligting om hierdie onderhoud en ons in diepte gesprekke te sien is ook op ons Facebook en YouTube kanaal. Sien julle môre.